Julle sal sien in Korintiërs 15 se eerste 11 verse is Paulus reeds besig oor die opwekking van Jesus te praat. Nou waarom is die opwekking so belangrik voor ons nou die volgende paragraaf lees? Want die opstanding, vriende, openbaar aan ons die transformerende, die omvormende krag van Jesus. En spesifiek die transformerende krag wat opgesluit is in sy opstanding. Want as al die goed van Jesus waar was, maar hy het in die graf gebly, want as daardie bron van krag nie nou vandag en elke dag ons deel nie. Paulus som dit op wanneer hy daai eerste 11 verse praat en dan sê hy, ek mooi verstaan, ons het nie hier te doen met iets wat ons wil laat skuldig voel, sleg voel, ons skuldgevoelens hemelhoog laat opgaan nie. Hy noem dit die goeie nuus. Die woord is evangelie. So Paulus kom na ons toe en hierdie boodskap skryf hy spesiaal om te sê, daar is nog goeie nuus. Jesus het opgestaan. En daarom is dit goeie nuus vir ons ook in COVID-tyd. Die tyd waar ons die hele tyd, soos ek net nou gesê het, verlang na 'n nuwe normaal, waar ons wonder hoe lank sal ons kan uithou met die skade weer van die dood oor ons, hoe ons bewus is van ons eie kwesbaarheid, broosheid, wondbaarheid, waar dit so sterk op die voorgrond is om opnuut die krag van Jesus wat ons ook uit hierdie doodstoestand eintlik wil uitlig, om iets daarvan te hoor. Want Christus is die ewige lewe, energieke lewe, betekenisvolle lewe. En waarsku Paulus, as jy in vers 2 wil kyk wat hy sê, as ons nie in Christus die opgestaande Here glo nie, sê hy die alternatief is verskriklik. Hy sê in vers 2, as julle aan iets anders vashou as die opstanding van Christus, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Ongelooflik, nee? As ons nie aan Christus die opgestaande Here vashou en daarin leef nie, dan het ons te vergeefs tot geloof gekom. Dan trek ons 'n streep deur ons geloof. Kom ons lees nou verder in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12, waar hy nou die argument verder voer. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Die eerste paragraaf sê hy, as ons nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, kan ons maar ons hele geloof weggooi. Maar nou gaan hy 'n bietjie verder en sê, nie net die opstanding van Jesus nie, maar ook die opstanding van die dooies. Vers 13. As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inning en julle geloof ook sonder inning. Maar dis nie al nie. Verder sou dit beteken, sê Paulus, dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons dan teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. En die woord die hele tyd as dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. En dan die belangrike vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense.
Ons kan ook sê die troosteloosste van alle mense. Al die sinnetjies omtrent begin met as dit so was. Maar vers 20 sê, gelukkig is dit nie so nie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Net oor daar ons skrif is. Liewe vriende, wat sê Paulus? Hy sê die opstanding van Christus is nie 'n opsionele ekstra nie. Dit kan nie moontlik bykom nie. Dis die essensie. Maar dan gaan hy verder van vers 12 af om te sê dat die opstanding van die dooies is ook nie onderhandelbaar nie. Hy stel dit in vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe op aarde kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Ons moet mooi konsentreer. Paulus sê nie hierdie mense het gesê Christus het nie uit die dood opgestaan nie. Hulle aanvaar dit. Dis nie die punt nie. Nee, hulle het eintlik iets gesê oor die implikasies van Jesus se opstanding wat hulle nie aanvaar nie. Paulus het 'n ander agenda. Hy wil iets sê oor die bepaalde manier waarop hulle nou lewe. Want die implikasie van Jesus se opstanding is dat ons ook anders moet lewe, nuut moet lewe, op 'n manier, die woord wat hy gebruik, ewig moet lewe. As ons mooi daaroor dink, vermoed kan ons dit insien. Hy sê dat hulle wil Christus se opstanding aanvaar en hulle wil Christus net gebruik vir hierdie lewe. Hulle sê Christus is net belangrik. Hulle totale fokus is op hulle aardse lewe. Dit wat hier op aarde gebeur. Miskien sou mense kon sê om dit vir ons 'n bietjie makliker te maak. Dis asof hulle Christus vat en van hom 'n nuwe soort versekeringspolis maak vir hulle lewe op aarde. By al die ander polisse vir medies en ongeskiktheid en goed wat gebeur met jou en jou voertuie en huis, vat ons nou vir Christus by en hy word 'n baie spesiale versekeringspolis. En die bekendste voorbeeld daarvan in die wêreld is die sogenaamde voorspoedsteologie. Want die voorspoedsteologie is bedoel om te sê, waarvoor gebruik ek vir God? En dan as ons nou vandag se teks vat, waarvoor is die opgestane Jesus veral waardevol? Dit is dat hy my versekeringspolis is. En dan kan jy 'n lysie maak. Die voorspoedsgeloof sê, ons moet die Here dien. Hoekom? Want hy maak ons veilig, hou ons veilig in die lewe. Hy sorg vir rykdom, hy sorg vir 'n suksesvolle beroep, hy gee vir ons talentvolle kinders, hy sorg vir ons politieke ideale, hy sorg dat ons die groot tenders kry wat ons nodig het om daai rykdom in stand te hou. Hy sorg vir goeie gesondheid. Jesus het opgestaan sodat ons 'n flamboyante lewe kan hê, sodat ons kan naam maak in hierdie wêreld. En iemand sê op 'n manier kry die gawes van die Here, kry hulle lief bo die gewer van die gawes. Ons gryp die gawes wat ons wil dit hê, want op hierdie manier maak ons onsself naam, staan ons uit in die samelewing, staan ons ook bekend as besondere geseënde mense. Miskien sou mense kon sê terwyl van die kinders kom. Ons het baie eenvoudig kon sê om te sê, hierdie mense glo iets soos dat liewe Jesus
met sy towerstafie moet al ons menslike drome op aarde waar. En dis hoekom ons in hom vashou. Dis hoekom ons sê dat ons in hom glo. Dis hoekom ons kerk toe gaan. Dis hoekom ons groot dankoffers gee op wat op aarde ons ook al doen. Vir die voordele wat ons daaruit kan kry. Paulus waarsku baie ernstig teen so lewenshouding en ongelukkig broers en susters, vriende. Ons is vandag midde in so 'n wêreld. Nie net by ons nie, maar ook oor ons. Hy sê in vers 19, as ons net vir hierdie lewe, hoor nou mooi, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste, die ellendigste van alle mense. Net soos wat hy in die vorige paragraaf gesê het, om verkeerd te dink oor die opstanding van Christus beteken, dat ons geloof maar kan weggooi. Maar as ons nou aan Christus wil vashou en op hom wil fokus, sodat hy sorg dat ons 'n lekker lewe net hier op aarde het, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Dis 'n verskriklike uitspraak, wat ons tog ernstig moet opneem, want hy sal nie so 'n waarskuwing sonder rede gee nie. Waarom sê hy dit? Hy sê, as jy net vir hierdie lewe op Christus gefokus is, dan gaan die dood 'n streep daardeur trek. Dan is dit inderwaarheid die einde. Dan was alles mos te vergeefs. Want die dood se skaduwee val oor al ons beste planne en mooiste drome en ideale in hierdie wêreld. Die digter Eugene Marais het in sy gedig Skokkingsboer dit alreeds uitgespel toe hy gesê het, 'n druppel gal is in die soetste wyn, 'n traan is op elk vrolik snaar, en elke lag is sug van pyn, en elke roos 'n dowwe blaar. Ek wil graag hê ons moet nie net nou nie, maar as ons huis toe gaan en met mekaar gesels, ernstig nadink oor die implikasie van wat Paulus hier geskryf het in hoofstuk 15. Ons moet nadink oor ons geestelike lewe. Ons moet nadink oor ons kerklike lewe. Ons moet vir onsself afvra, waarom skakel ons in by die geloofsgemeenskap waarby ons inskakel? Met byvoordele, of omdat dit gaan oor die lewende Here? Waarom lees ons die geestelike boeke wat ons lees? Ek het bietjie gaan Google oor die inkomste van geestelike skrywers, die skrywers van Christelike boeke. En veral die Amerikaanse mense staan uit. En volgens Dr. Google is daar van die Amerikaanse geestelike skrywers wat tussen 2 en 29 miljoen Amerikaanse dollar sterk is van die boeke wat hulle skryf. Waarom lees ons wat ons lees? Voel dit op iets van hierdie geneigtheid om op God te fokus vir voordele in hierdie lewe? Net in hierdie lewe. Ons het die voordeel, die voorreg in hierdie tyd, dat ons nie afgesny was van geloof, godsdienst en eredienste nie, omdat ons dit ook kon kyk en luister op YouTube en oral. En ek was geskok toe ek in 'n stadium bietjie gaan luister na sekere boodskappe wat opgelaai word. En een boodskap veral het my ontsettend ontstel, omdat dit daaroor gegaan het, dat die persoon wat ek wil nie sê die erediens nie, want dit was nie die erediens nie, die byeenkoms gelei het, 'n jong meisie wat aan depressie ly vorentoe geroep het, en oor tydens hierdie opname het hy geïllustreer hoe enige iemand uit iemand anders 'n duiwel kan uitdryf, want volgens hom is dit die rede vir depressie.
En dit het my so ontstel dat ek net gedink het, dank Vader, gelukkig sien baie mense dit nie. En toe kyk ek hoeveel mense kyk daardie video's. En dit was duisende. En daarom, liewe vriende, leef ons nie in 'n onskuldige wêreld waar elke mens wat die Bybel kan oopmaak of 'n diens aanbied, dit met eerlikheid doen nie. Of met 'n opregte bedoeling om te kan sê, ons moet verstaan wie die Here is, ons moet verstaan wat die lewe is, ons moet verstaan dat Christus die dood moes oorwin en opstaan, sodat ons anders kan lewe, met troos kan lewe, vir ewig, nie net vir hierdie lewe nie. Ek hoop dat julle iets aanvoel van die erns van Paulus se bedoeling in hierdie gedeelte, omdat hy in die Korinte dit ervaar het, dat die mense daar hierdie pad begin loop het. Meesterlik ontbloot Paulus sy teestanders se standpunt in daardie gemeente. Hy stel dit onomwonde, vriende, die dood het nie die laaste sê oor God se kinders nie. Waarom wil ek vir julle vers 13 en 20 wys, want dis die twee verse waarom ek die twee goeie mekaar stel. Kom ons kyk daarna. Vers 13 is die as dit so was. As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. Vat julle dit? Verstaan julle wat hy probeer sê? As daar nie opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En dan sê in vers 20, gelukkig is dit nie die waarheid nie, daarom begin hy met die woordjie as. En vers 20 met maar, nou, gelukkig, genadiglik, God dank, Christus is opgewek uit die dood. As wat? As eersteling van die wat uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Vriende, dit is vir my moeilik om dit heeltemal in te neem, maar Paulus sê, ons kan ons vrees vir die dood afskud, want Christus het die dood oorwin. Ons moet begin glo dat Christus die dood gemaak het, dat die lewe die dood oorwin het. Bertie Smit skryf in 'n kommentaar oor hierdie gedeelte baie treffend, ek wil dit vir julle voorhou. Hy sê uit die ritseling op daardie Paasmôre het 'n mens ontwaak. Hy was net die eersteling en ons saam met hom. Die laaste vyand is vernietig. Ons hopeloosheid is verander in sin. Ons droefheid in groot blydskap. Sy opwekking maak ons opgewek. Ons kan lewe, voluit lewe, nie lewe. Baie van julle het waarskynlik al boeke van Dietrich Bonhoeffer gelees of van sy aanhalings gelees. Daar word vertel dat die oggend toe hulle hom kom haal, die wagte om hom tereg te stel. En nou Dietrich Bonhoeffer het eintlik sy hele lewe opoffer in teenstand teen die Nasies en Hitler. En hy is ook ter dood veroordeel en voor hom kom haal die oggend om hom tereg te stel. Is daar opgeteken wat sy laaste woorde was aan sy medegevangenes toe hy uit die sel uitstap. Hy het gesê, this is the end, for me, the beginning of life. Miskien het hy vir iets verstaan van wat Paulus skryf in Korintiërs 15. Liewe vriende, het die dood die laaste sê? Beslis nie. Die lewende Here Jesus Christus was God se finale amen op die storie van die dood. Amen. Kom ons bid saam.
Here ons God, U is die een wat in ons duisternis 'n vuur aansteek, wat nooit uitgedoof kan word nie. Daarom vra ons dat die ligstrale van U woord ook op hierdie dag, in hierdie COVID-tyd, ons lewe sal bestraal, sodat die opstanding van Christus nie vir ons 'n leerstelling of 'n paar versies in die Bybel sal bly nie, maar dat sy opstanding 'n hoopvolle opstand word teen die duisternis in ons wêreld en in ons lewe. Want in hierdie tyd, die opstandingstyd, Here, vier ons mos die nuwe begin, die nuwe lewe. En daarom bid ons dat die verhale van hoop uit die Bybel, soos 1 Korintiërs 15, ons eie bestaan sal kleur, sodat ons nooit die hoop verloor, om wedergebore en nuut, elke dag, elke week te begroet nie. Maar Here, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons bid vir ons samelewing, waar dit vir ons moeilik is om onsself, dalk ons voorspoed en rykdom, ons kultuur en taal met mense te deel wat anders is as ons. Maak ons as gemeente waaksaam dat ons nooit ons oë sal sluit vir armoede, vir rasisme, vir die wreedheid van geweld nie. Dit is swak, Here, en kleinlik om slagoffers te wees van ons angs en bangheid. En bid ons, Here, maak ons vry van vrees. Ons bid vir ons woongebied, ons stad, ons land. Hier waar daar soveel verskillende mense saam woon, Here. Mense met verskillende kulture en oortuigings, verskillende godsdienste. In ons eie dorp, Here, word ons gekonfronteer met armes en verslaafdes, gestremdes, eensaames. Wil U ons nie so verander dat ons 'n woongebied, 'n stad sal word van vrede, waar ons mekaar met vrede groet. Ons bid vir versoening tussen al hierdie verskillende mense, sodat ons veilig kan woon as broers en susters van mekaar. Ons bid veral vir die wat sonder troos in hierdie tyd met 'n lewe vol vrae leef, met geen toekoms nie. Ons bid vir mense wat die dood in hierdie tyd toegeslaan het, vir mense wat gevange is in verlies en vertwyfeling. Ja, Here, U ken al die gebede in ons harte vandag. En ons bid dit alles van U in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met lied 525. Ek wil vra dat U die lig van 1 Korintiërs 15 mooi let op die woorde wat ons sing, en dat jy ook jou eie hart se beklemtoning daarvan kan byvoeg. En daarna kan jy staan vir die seën, die tafel voorstel by die Here in. Thank you.
julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Here